Efesiërs 3 is 'n baie besonderse boek. Dit is werklik hierdie gang waar jy deurgang na Efesiërs 4 toe. Efesiërs 1 en 2 is werklik die openbaring van wie God is. Nou, ons was een keer by so 'n funksie waar ons, dit was 'n fondsinsamelingsprojek, en dis 'n ronde tafels, en daar's 'n spreker daarvoor, en ons sit so om die tafel, maar so vreemde mense, ons ken nie mekaar nie, ons groet mekaar, hallo, Johan, Gert, Koos, weet, en jy sit, en nou is jy maar besig in die live entertainment, as mense so kan sê, mense kry mos nie tyd om regtig met mekaar te praat nie, maar so 4 stoele hier van my af, hier om die sirkel hierdie draai, sit daar 'n ou, nou bly kyk hy vir my. Ek begin toe nou later bietjie ongemaklik raak, jy weet, want ons het nou gegroet, en sy naam is Karel, maar ek ken nie vir Karel nie. Ek het nog vir Karel nog nooit in my lewe gesien nie. Maar nou bly kyk die man vir my so. En ek is later ongemaklik, en ek sê, ja, want, wat moet ek nou doen? En ek sê, ja, hy sê, bly jou paal nie in Pretoria nie. Ek sê, ja, hulle bly in Pretoria. In Rooihuiskraal. Ja, dit raak nou bietjie presies. En hy sê, en hy haal nog goeders daar uit, ek sê, okay, nou het jy my aandag. Wie is jy, en wat is nou hier aan die gang? Hy sê, nee, ek is jou neef. Ekskuus, Karel Nel. Nee, ek weet nie. Dit lyk glad nie eens 'n klokkie nie. Nee, jou pa en my ouma is broer en suster. Nee. Hy het sy paale Pretoria toe gebring, en hulle toe by my maale aan die huis gebly. Nou ek het hierdie mense ontmoet, ek het sy paale ontmoet, ek so 'n kannetjie was. Maar that was it. En ek sê nou, hoe bring jy nou die twee bymekaar? Hy sê, nee jong, jou ma het foto's van julle, vandat jy so groot is, tot waar jy nou is, en ek jou duidelik herken. Ek moes net onthou, waar het ek jou al gesien? Want my ma het foto's, as jy by die voordeur instap, die orgel is vol foto's, die muur is vol foto's, die klavier staan vol foto's, die gang as jy badkamer toe stap is vol foto's. Vandat jy die eerste keer daar so gesê, nee. En dit is Efesiërs 3. Dit is werklik Efesiërs 3. Mense het nodig om deur Efesiërs 3 te stap, deur hierdie gangetjie te stap, want jy kom uit Efesiërs 1 en 2 uit, en jy is op pad na Efesiërs 4 toe, maar as jy nie Efesiërs 1 en 2 het in jou hart en in jou gees nie, gaan Efesiërs 3 en 4 jou nie sin maak nie, en dan nog meer Efesiërs 6, wanneer ons kom by die wapenrusting. So Efesiërs 1 en 2 is absoluut hierdie fondasie van Jesus Christus wat neergelê word van hoe om die ding te doen, van watter posisie uit, van watter plek uit, en ons het nodig om moet erken. Net soos wat Karel Nel my glad nog nooit gesien het nie, toe hy my sien, toe sê, En dis wat Efesiërs 4, 5 en 6 na toe beweeg. Ons het nodig om Efesiërs 1 en 2 vas te maak. Jesus Christus as daardie hoeksteen, die fondasie van wat gelê is deur die profete en die apostels. En daarom begin Paulus in Efesiërs 3 met hierdie woorde. Om hierdie rede. En hy begin hierdie gang afstap. Met al hierdie portrette. En soos wat jy deur hierdie gang stap, Efesiërs 1 vers dit, Efesiërs 2 vers dit, Efesiërs 2. En hy's besig om deur te stap na Efesiërs 3 toe. Nou, baie keer ons as gelowiges gebruik versies. Ons haal hier 'n versie uit om iets te bevestig, om te staaf of wat ook al. Maar die volheid van die skrif is verskriklik belangrik. Anders haal ons uit konteks uit baie keer en ons maak iets van hom wat hy nie is nie. En daarom is dit so belangrik as jy daai skrif gelees, dat daai skrif lees in daai vers, sê, ek weet waar kom hy vandaan. Ek weet waar is hy geanker. Ek weet waar sit hy. Ek weet wie hy is.
daai koneksie by die hele tyd gemaak word, want sodra ons in Efesiërs 4 ingaan, gaan ons in werke in. En daai werke word duidelik verduidelik in Efesiërs 2. Ons is geskape vir goeie werke. Nie ons goeie werke bring ons nie by God uit nie. Ons is geskape vir goeie werke. Die familie van Christus kom hier uit. Jou identiteit in Christus kom hier uit. So daarom skryf hy om hierdie rede en hy begin afstap in hierdie gang. En ons het nodig om vanoggend daai portrette te kyk. In Efesiërs 1, daai portret, as jy in hierdie gang afstap, dis die gelowiges, dis die identiteit. My identiteit in Christus. Gelowiges is in Christus gekies voor die grondlegging van die aarde. Die verlossing deur Jesus Christus, sy bloed wat vir ons gevloei het, wat ons nou net besing het. Die geheimenisse van God se wil is geopenbaar. Die geheimenis van God. En dit is dat die Jood en die nie-Jood verenig word in Christus Jesus. Daar is nie meer 'n ander volk behalwe sy volk nie. Gelowiges is verseël met die Heilige Gees wat oopbreek in jou binneste, die woord. Paulus se gebed vir geestelike wysheid en openbaring, waar hy 'n seën uitspreek oor hierdie openbaring wat moet inkom in ons hart en ons gees. En ons stap verder in hierdie gangetjie af. Die gelowiges was dood in sonde, maar lewend gemaak in Christus Jesus. Die hele tyd sê in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. Verlossing is deur genade, deur geloof, nie uit werke nie. As ons nou in Efesiërs 4 in beweeg in werke, moet ons weet, ek is geskape vir dit. Gelowiges is God se handewerk, geskep vir daai goeie werke. Heidene is deur Christus se bloed naby gebring. Christus is ons vrede, wat die muur van vyandskap afgebreek het, daai fisiese muur wat verwyder is. Die een nuwe mensheid, die nuwe mens wat geskape is. Ons het tyd gemaak, ons het stil gaan staan hierby. En ons het verskriklik belangrik nodig dat die Jode en Heidene verenig is in Christus. Gelowiges is deel van God se huisgesin, 'n heilige tempel, 'n tempel wat verrys. En ons het daarbey gestil gestaan oor dit wat daar moet gebeur, hoe ons bou, Jesus Christus die hoeksteen, die fondasies wat gelê word. En so stap ons in hierdie gang af. In Efesiërs 3 begin hy. Hier volg nou die rede waarom ek, Paulus die gevangene in diens van Christus vir julle, die nie-Jode bid. Julle het seker gehoor van die bediening wat God uit genade aan my toevertrou het. Julle het gehoor van die bediening wat God uit genade aan my toevertrou het, 'n bediening in julle belang. Weereens ek wil terugkom oor hoe Paulus hierdie ding skryf. Dis 'n brief wat hy skryf. Ons deel hom op in hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3. Dis 'n brief. Dis 'n een proses wat hy skryf. En elke woord dra soveel krag in hierdie brief. Dis nie net 'n versie hier en 'n hoofstukkie hier. Dit is 'n volledige stuk wat soveel waarde en soveel krag het. Vers 3. 'n geheime plan is deur openbaring aan my bekend gemaak. Onthou julle maar Matteus 16 van vers 15 en 16, toe Jesus vir die ouens gevra het, wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die seun van die lewende God. En hy sê, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Paulus skryf daai presies dieselfde ding nou hier in vers 3. 'n geheime plan is deur openbaring aan my bekend gemaak. Oor die geheime plan het ek hierbo kortliks geskryf. Die gang waardeur ons gaan, hy het hierbo oor dit kortliks geskryf. Deur dit te lees kan jy 'n begrip vorm van my insig in die geheime Christusplan. God het hierdie geheime plan nie in vorige geslagte aan mense bekend gemaak nie, maar nou het hy deur die Gees bekend gemaak aan die apostels en die profete wat aan
aan hom toegewy is. Dit deur die Gees bekend gemaak. Elkeen in jou hart, soos wat hy dit mee besig is. Die geheime plan is dat nie Joodse nasies deur Christus Jesus saam sal deel in die erfenis van God se volk, dat hulle saam lede van dieselfde liggaam is en saam deel aan die beloftes wat op grond van die goeie nuus verkry word. Uit genade het God my die gawe gegee om 'n dienaar van hierdie goeie nuus te word. Die gawe is aan my gegee deur die werking van God se krag. Hierdie plan wat oopgesluit word, dat almal in eenheid voor Christus kan kom. Dit kan nie oopgesluit word met ons gedagtes nie. Die Heilige Gees breek dit in jou binneste oop. Sy krag. Ek sien dit waar is ek vers 8. Aan my, die heel onbelangrikste van al God se mense, is hierdie genade gegee om aan die nie-Joodse nasies die onmeetlike rykdom van Christus te verkondig. Die onmeetlike rykdom van Christus te verkondig. Hierdie hele proses waarmee hy besig is. Ek moet vir almal duidelik maak hoe God, die skepper van alle dinge, die geheime plan uitvoer wat nog altyd verborge was. Jesus Christus. Hierdie geheime plan van God. Nou, hierdie geheime plan was nie 'n plan B nie. Dis nie plan B, hoe gaan ons nou hierdie mense? Nee, hy sê van die begin af was hierdie plan, maar hy was weggesteek. God wou eers homself openbaar aan die Joodse volk, 'n volk van waaruit die Messias, die redder gaan kom. Hierdie geheime plan was nog altyd daar. Nog altyd. Oor hoe God dit gaan doen, deur Jesus Christus, om hierdie nuwe mensdom in een te verenig onder Jesus Christus. Die doel hiermee is, nou, hierdie is baie belangrik. Ek wil hê jy moet hierdie woorde hoor. Die doel hiermee is om deur die kerk, sy liggaam, dit waarvan Helen vanoggend gepraat het, die liggaam wat bymekaar kom uit alle hoeke uit, sy kerk, vir al die bose hemelse regeerders en maghebbers te wys, hoe alomvattend, menigvuldig die wysheid van God is. Nou, as ons nie hierdie vers vang en verstaan nie, dan verstaan ons nie Efesiërs 6 nie, wat die wapenrusting van God is, om staande te kan bly teen die aanslag van die bose magte. Net weer, die doel hiermee is om nou deur die kerk vir al die bose hemelse regeerders en maghebbers te wys hoe alomvattend, menigvuldig die wysheid van God se ewige plan is, die plan wat deur Jesus Christus Jesus, ons Here tot uitvoering bring. Deur Christus is ons geloof in hom. Kan ons met vertroue, vrymoedig na God toe gaan. Die Jode deur 'n priester na God gegaan. Die heidene kon nie. En nou kom ons met vrymoedigheid na God toe. Met vrymoedigheid. Daar's niks wat skeiding maak tussen ons en God nie. Niks. As 'n mens dink wat gebeur het in die tuin van Eden, toe die mens gesondig het, het hy gaan wegkruip van God af. God het nie gaan wegkruip nie. God het sê, Adam, waar is jy? Die mens het gaan wegkruip, as gevolg van die sonde, as gevolg van die skeiding. En nou kom hy en hy sê, hierdie skeiding is weggeneem. Kom met vrymoedigheid na my toe. Nes jy is, en ek sal jou aanraak. Ek sal jou nuut maak. Kom na my. Dis 'n uitnodiging vir elke mens, vir elkeen. Deur Christus en ons geloof in hom, kan ons met vertroue vrymoedig na hom toe gaan. Vers 13. Om hierdie rede
vra ek dat julle nie moedeloos word oor my kastyding ter wille van julle nie. Want Paulus sit nou in die tronk as gevolg van hulle, as gevolg van die nie-Jode. En hulle het begin moedeloos raak en sê, maar dis ons skuld dat Paulus in die tronk sit. Hy sê, moenie. Want as een van die redes hoekom Paulus moes in die tronk sit, hy het 'n nie-Jood na die tempel toe gevat. Hy het hom deur daai muur gevat van waar hy nie mag gegaan het nie. En dis deel van die rede hoekom hy in die tronk sit. Hy sê, moenie bekommerd wees oor my nie. Want hierdie evangelie is God se plan vir jou, vir elkeen. Dit strek tot julle eer. Net tot daar. Nou, ek wil op 'n paar punte net fokus. In Efesiërs 3 vers 10. Die woord alomvattend, veelvuldige, menigvuldige, daai Efesiërs 3 vers 10. Die doel hiermee om nou deur die kerk vir al die bose hemelse regeerders en maghebbers te wys hoe alomvattend die wysheid van God se ewige plan is. Die wysheid van God se plan is. Nou daai woord, alomvattend, veelvuldige, menigvuldige is, polypoikilos. Dit is nou die Griekse woord. Maar die beskrywing van dit is 'n veelkantige, diverse of veelkleurige, soos 'n diamant wat lig in verskillende kleure en rigtings weerkaats. God se wysheid wat soos 'n lig in 'n diamant skyn, en hy tref en hy skyn so uit. Soos wat elkeen van julle hierso sit vanoggend. Elkeen wat hierso sit het 'n ander verwagting van God. Nie een van ons is dieselfde nie. Ons het ingestap met iets wat ek wil hê vandag van die Here. En wanneer sy woord soos 'n diamant, 'n diamant tref, die lig kom dit soos 'n woe. En sy Heilige Gees, daar waar jy sit, as jou hart oop is, dan kom die woord en hy kom spreek 'n gedeelte in jou gees aan, soos wat sy Heilige Gees op die oomblik weet jy nodig het. Baie keer praat ek goeders en dan kom jy en sê, toe jy dit gesê het, ek weet van niks dat ek dit kwyt geraak het nie. Maar ek het gehoor. Nee, my maat, ek weet nie waar jy dit gehoor het, maar ek kan nie dink ek het dit gesê nie. Wanneer sy woord lees en sy woord praat, daar waar jy sit, is dit soos hierdie lig en hy maak so. En hy raak jou aan wat jou uitroep na God is. Maar die belangrike gedeelte hierso is daai God se wysheid, sy oneindige diepte en verskeidenheid, dat dit nou openbaar gemaak word. Dit word nou geopenbaar. Onthou, ons is op pad na Efesiërs 4 toe. En hy skryf hierso in Efesiërs 3, vers 10, daai veelvuldige wysheid wat nou openbaar gemaak word deur die kerk. Vir al die bose hemelse regeerders en maghebbers. Wat word bekend gemaak? Die kerk maak iets bekend wat toegesluit was. Die kerk, die eklesia, die gemeenskap van die gelowiges, die eenheid van God. Die kerk maak die volgende bekend. Deur die kerk se bestaan self, 'n verenigde liggaam van mense uit alle nasies en agtergronde, voorheen vyande, nou een in Christus. Daardie eenheid is 'n getuienis vir die heersers in die lig. Nou, die kerk, die liggaam, weer eens, ons moet dit verstaan vanoggend. As ons na Efesiërs 6 toe gaan, die wapenrusting van God, om staande te bly teen die aanslagte van die duiwel, moet ons weet, ons staan nie alleen nie. Nou, Efesiërs 6 is so holrig, dat ons lyk regtig soos 'n mens, wat gym toe gaan, en jy oefen net jou bolyf. Jy weet mos hoe lyk daai manne. Hier onder, die beentjies is so dun. Eendag het ek gaan draf, en die ouens gedink ek lyk soos naas boot, ek weet nie hoekom nie, maar en ek draf daar tussen Rossonville, en daar verby die manne, en hulle sê, maar kyk, is nas.
Maar nou wil ek nie weggee nie, een ou kom en sê, nee man, sy biene is dit ding. Nou dis omtrent hoe 'n mens lyk met Efesiërs 6 sonder Efesiërs 3. Biene is dun. Want Efesiërs 6, ons maak dit net vir onsself. Maar ons moet staan op die kerk, op die eenheid, op die liggaam van Christus. Ja, ek kan dit alleen doen. Ek alleen, nee. Dis nie God se plan nie. God se plan is die eklesia, die kerk, die gemeenskap. Dit vir die aankondiging vir die vyand kan nie in hierdie kerk inkom as ons in eenheid is nie. Maar sodra ons in verdeeldheid kom, die vyand se strategie was nog altyd duidelik. Steel, slag en verwoes. Hy kom in en hy verdeel. Sodra hy kan inkom in 'n eenheid en verdeel, dan wen hy. 'n Kerk is sterk as hy in eenheid is, waar sy mense weet ek is afhanklik van die Here en my oë afval van mekaar af en mekaar sleg sê. Sodra 'n kerk in mekaar begin, jy gesien wie is vandag in die kerk? Mens skyn heilige. Die vyand kom in en hy kom verwoes. As daar nie meer eenheid in 'n familie is, as nie eenheid in 'n gemeenskap is, nie eenheid in die vyand maak chaos. You have to fight for that. Om te staan vir dit. Dit is heel eerste, die kerk se bestaan self. Daai twee partye wat glad nie by mekaar kon uitkom nie. God se plan om eenheid onder Jesus. Ons buig ons knie ons Here, ons gehoorsaam aan hom en daar gebeur iets hier in eenheid wat die hemel is, soos in nooit gedink die mensdom gaan dit reg kry nie. Daardie eenheid is 'n getuienis. Deur die kerk se lewe, deur liefde, genade, vergifnis, heiligheid, diensbaarheid te leef. Om die vrug van die Gees te leef. Deur die kerk se aanbidding en gehoorsaamheid. As ons gehoorsaam kan wees aan die Heilige Gees en aan God se woord, mense, hierdie aarde sal 'n ander plek wees. Maar selfs in ons geloofswandel gaan dit oor my. Oor my. En waarop ek staan is sinking sand. Jy kan nie alleen funksioneer in die koninkryk van God nie. Dis nie God se plan nie. Maar om in God se koninkryk te funksioneer, moet ons in gehoorsaamheid en afhanklikheid en in liefde funksioneer. Geen koninkryk, geen niks kan staande bly as daar nie eenheid en liefde en standvastigheid nie. Selfs die koninkryk van duisternis werk in heerskappy. Anders is dit chaos. Jesus self gesê, huis wat teen homself verdeel, kan nie staan nie. En dis wat my vyand weet. Selfs nou dink ek, dis net ek en Jesus. Ek het niemand anders nodig nie, ek en Jesus. Ja, daar kan 'n tyd wees waar Jesus jou een kan vat en met jou werk. Maar hy gaan jou altyd terugbring in die gemeenskap van die gelowiges, sy kerk. Jesus wat die hoof is. Aanbidding, om vanoggend so in eenheid, hier vanoggend, in eenheid hierdie liedere te kon sing, wat Helen ook gepreek het, elkeen kom so, en die woord spreek, en ons neem sy plek in, en ons staan in eenheid, en aanbid God, mense, die getuienis in die geestelike realm, dit wat jy moet wees nie, vlug. Hulle kan nie staan nie. Deur die geheimenisse te leef wat geopenbaar is, dat daar versoening en eenheid in Christus moontlik is. Die mensdom het 'n geneigtheid, ons wil mekaar vernietig, ons wil mekaar uit mekaar uitskeer.
En dis hoe die vyand dit funksioneer. As hy kan kry dat ek en my vrou uit eenheid uitbeweeg. Dis al wat hy wil hê. Jy en jou vrou, dit gaan goed. En dan ewe skielik is julle kraprig met mekaar, julle wil nie saam bid nie, julle wil nie saam Bybel lees nie, julle wil nie saam dinge bedoen en beweeg nie. Mense, rooi ligte. Jy kan gaan geestelike oorlogvoering doen in jou kamer, jy gaan nêrens kom nie. Jy gaan in repentance moet kom en sê, Vader, ek kom in gehoorsaamheid teenoor U. Sê vir my, wat moet ek doen? En die Here gaan sê, vergewe. Here, maar ek het nie fout gedoen nie. Gaan maak reg. Here, maar sy is die ene wat fout is. Sy is die wat moeilikheid gesoek het vandag. Father, I bow my knee before you, and I will do it. Our pride, our arrogance, our self-righteousness, ons sal eerder uit mekaar uitgaan en beklei met mekaar, voordat ek vra, vergewe my. Waar kom daai ding vandaan? Dit kom uit die ou mens uit. Maar jy's 'n nuwe mens in Christus. Jou knie het gebuig voor die koning van konings en jy het hom erken as jou verlosser en saligmaker. Ons huise, ons gesinne, ons kerke, ons plekke lyk chaos omdat ons nie meer gehoorsaam kan wees aan die Heilige Gees nie. Ek. If we cannot bow our knee before the King of Kings, we're in big trouble. En dis waar die kerk die pot begin misgesit het, waar ons gedink het, dit gaan oor my. Dit gaan nie oor my nie. Wanneer ons inbeweeg in Efesiërs 4 en 5, en waar hy praat oor die huwelik, waaroor hy praat oor mans en vrouens, waar hy oor praat oor slawe, waaroor hy praat oor die werke wat ons moet doen, en ons verstaan nie hierdie gedeelte nie, in die eenheid van die gelowiges, waar ons moet saam staan om hom te verheerlik, dan gaan dit uitgaan na ek toe, na myself toe. So hierdie gangetjie waardeur ons nou beweeg, is so belangrik, om te verstaan, as ek na my broer en my suster langs my kyk nou, is ons een in Christus, vasgemaak in hom. Sy bloed wat vir ons gevloei het, sy liggaam wat vir ons gebreek het, en wanneer ons nou gaan oorgaan om die nagmaal te gebruik, wil ek u uitnooi om hierdie prentjie te sien. Ja, Here, ek is so dankbaar dat u my lewe verlos het, maar hierdie alomvattende, veelsidige, menevuldige wysheid van u, wat u besig is om oop te breek in my binneste, help my om te verstaan, en wanneer ek die bloed gebruik, en wanneer ek die brood breek, dat ek kan weet wat u kom doen het vir die liggaam van Christus. Vir my redding, yes, maar vir sy volk. Sy volk. En wanneer ek kyk na iemand anders, moet ek deur sy oë begin kyk, en nie deur my perspektiewe nie. Here, ek buig my knie voor u. Mag u verheerlik word. Ons mag nie van mekaar sleg praat nie. As die vyand dit kry, in die Engels word dit, he capitalize on that. He capitalize on that. Maar as ons in eenheid is, en ons kies, dan is dit 'n getuienis vir die geestelike realm. Jy as kind van die Here is 'n ander mens. Daar's 'n ander een in beheer. Can we be obedient unto him? Kan ons in gehoorsaamheid wandel teenoor ons Vader?